oopmaak met gebed. Wil ek graag vir u hierdie doringkroon. Hy het nie groot dorings. Maar dit is presies hoe die doringkroon gelyk het op Jesus se oë was. Presies. Dieselfde doringbos, dieselfde dorings. Hoe weet ek dit? Want terwyl ons in Israel was en ons in Jerusalem was, het ek van die doringbosse wat in daardie streek voorkom, hierdie takkie gevleg en dit saamgebring Suid-Afrika toe. So hierdie is fisies van die omgewing waar Christus gekruisig is. Die doring wat hulle gevleg het. Hier so sien hy 'n baie klein tipe doring. Maar dit maak dit nie minder pynlik as wat dit 'n pendoring kroon sou gewees het. En daarom daai spesifieke doringkroon is my baie sentimenteel, omdat ek besef dit is hoe die kroon gelyk het wat op Jesus se kop geslaan het met hy. Kom ons sluit dit so. Vader, baie dankie vir die liefde. Wat ons as mens wat vandag die voorreg het om seuns en dogters van U genoem te word. Amen. Hierdie liefde waar U enigste vir ons gegee het, sodat U 'n menigte van seuns en dogters vir Uself uit 'n verloregaande wêreld kon nader trek en sê jy's nou nie meer wees nie, jy's nou myne. Jy's nie meer 'n bywoner nie, jy's my seun en jy's my dogter. En omdat ons in daardie bevoorregte familieskap vanmôre deur God self seuns en dogters genoem word, sien ons uit na die dag wanneer Jesus ons kom haal en ons op daardie nuwe stad, die nuwe aarde aan die einde van die dag sal kan wandel waar ons vir ewig in U teenwoordigheid gaan wees. Maar terwyl dit ook nog soos 'n gordyn, soos 'n skadu wees, waar ons maar net in ons hart kan verlang en kan indink hoe dit wees om vir altyd by U te kan wees, weet ons vanmôre. Here, dit is die kern van my gebedsbewustheid vanmôre. Weet ons vanmôre, ons kan dit voel, dat die wagtydperk is amper verby. Die verlange om U te kan sien en by U te kan wees is amper verby. Dis amper huis toe gaan tyd. Amper tyd. Dat selfs hulle wat ons vooruit gegaan het en vandag in 'n slaap wag op U, dat hulle sal eers opstaan en daarna sal ons wat in die lewe oor is, saam met hulle weggevoer word. Wagtyd is uit. Die tyd het aangebreek. Ons gaan huis toe. En binnekort, Vader, binnekort. En terwyl ons wag, wil ons dankie sê, dit is weer eens môre op hierdie Vrydag, wat sê dankie vir 2000 jaar terug, toe U hier vir ons hierdie deur oopgemaak het. Dat vandag nie met godsdiens, maar met 'n verhouding met U in hierdie gebou kan staan en dat sê, Vader, ons verlang na U. Ons verlang om by U te wees. Ons verlang om van hierdie wêreld en al sy goddeloosheid wat so toeneem, finaal vrygemaak te wees en te wees by 'n plek waar daar nooit weer trane sal wees, en nooit weer dood sal wees, en nooit weer siekte sal wees, en nooit weer stryd sal wees. Maar tot dan, dankie vir die Heilige Gees wat ons staande hou. Wat ons enkels wat slap word met tye weer sterk maak, ons gewrigte weer sterk maak. En ons hart kom bemoedig, wat U woord sê. Wanneer ons voel, dit word vir ons te veel, sal U vir ons die deurbraak gee, sal U vir ons die vermoë gee, om te kan vashou en pleit. En dankie dat U selfs wanneer ons te moeg word, die hand is wat ons sterk hou en ons optel. In die kosbare naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen. Amen. Welkom, Andy. The Scuttle Way
stil vanmorgen, Johannes, zodat ik je ook kan zeggen, Heer, dank je. Dat je voor mij eerste lief had. Heer, vanmorgen voor ons ene, voor ons Lord, voor ons aanbid, Heer. Loofwaardig is die vanmorgen, Heer Jezus. Dank je, Heer. Zoek je vanmorgen, Heer Jezus. Weet jy voel ek vanmôre? Voel jy is waardig om te preek?
Besef ons regtig die prys wat betaal is op word. Besef ons regtig hoe onwaardig was as dit vir ons moes doen. Ons kyk na 'n film oor Jesus se lewe, ons kyk hoe hy gekruisig is en dit word vir ons so afgewaterde emosie in ons harte. Ons het dit al soveel keer gesien. Dat mense wil nie eens meer na Jesus film kyk nie, ken die verhaal, weet hoe loop dit af, weet wat gebeur aan die einde, weet word hy gekruisig, weet hoe staan hy op. Maar besef ons, dit was nie 'n Hollywood movie nie. Want dit was nie eens 'n Passion of the Christ movie nie. God het werklik vlees aangeneem en werklik vir ons in 'n kruis gaan sterf. Werklik sy lewe vir ons neergelê. Ek kan nie dink ook aan God my nou so lief hê dat hy bereid was om daai pyn te verduur, om aan 'n kruis te staan of verneder te word deurdat sy hele skepping eendragtig skree kruisig hom. Sy skepping. Die mens vir wie hy aan 'n kruis bereid is om te hang, skree en vloek. Hy kies eerder die misdaad van hierdie wêreld oor vir Barabbas kies. En verwerp hom wat die mag het om die mens met een woord uit te tel. Die aarde op te rol asof dit 'n sandkorreltjie is en in die niet in te skiet en die hele nuwe skepping vir homself te kom herskep. Hy kon nuwe mense skep. Wie wat? Ons sou magteloos wees om te kan keer om dit te doen. En toe gaan hy sy lewe neer aan 'n kruis. En nog haat die wêreld hom. Nog haat die wêreld hierdie Jesus. God het die hemel uit wat mens kom word het. Sodat ons hom kan ken as 'n God van liefde. Wat het hy ons ooit verkeerd aangedoen? Wat ter leed het hy ons as mens ooit aangedoen? Dat die mens nog steeds 'n stryd het om hom te aanbid. Ja, my verstand is te klein om dit te verstaan. My verstand is te klein om dit te verstaan. Welkom aan elkeen. Ek gaan nie vir jou sê dankie dat jy die tyd het gekoop het nie. Ek kan vanmôre vir jou sê, jy moet dankie wees as jy die tyd het gekoop. Want op hierdie oomblik, wat die mees kritieke stadium in die ganse mensdom se tyd is, terwyl die uurglas uithardloop. Besef jy vanmôre die uurglas van genade is besig om uit te hardloop. Jesus kan vandag kom. En vanmôre was my hart aangedaan gewees toe ek hier indraai. En die red heifer is die ultimate animal sacrifice wat die Israeliet vir God kan bring. En hierdie hele veld hier langs ons staan vol rooi beeste.
Nog nooit het ons ingedraai by hierdie kerk en hierdie hele plot langs was vol red heifers nie. En op hierdie stadium is Israel besig om met 5 red heifers wat van Amerika af ingevoer is, 'n sacrificial sacrifice te piek, om die sacrificial system, die offersysteem weer in plek te bring. Wat vir hulle die inleiding sal wees van die nuwe tempel wat gaan gebou word. En sonder dat hulle dit weet, hulle wat Jesus verwerp, wat nog steeds in 'n offer versoening met God soek, terwyl die volmaakte offer 2000 jaar terug reeds betaal is. Besef nie eers vanmôre dat hulle is besig om God se woord profeties in plek te bring deur 'n red heifer op 'n altaar te wil verbrand en sy as om tot as te verbrand en dit daar op die tempel wat se Temple Mount te gaan destrooi waar hulle reeds besig is om plek voor te berei. Besef julle vanmôre dat die Jood is op Temple Mountain waar die goue dom staan. In 2000 jaar het hulle nooit hulle voet gewaag om op die Temple Mount te sit nie, maar dit was moslim aanbiddingsgebied. Die Jood staan op die Temple Mount. Met dit wat nou met Gaza en alles gebeur het, en al die dinge wat daar omgaan, het die Jood uitgestap en hy het gesê, ons klein Temple Mountain back. En hulle klaar afgemeet, hulle gaan die tempel begin bou. Maar daar moet 'n red heifer sacrifice wees, wat die oomblik aankondig van die herbou van die nuwe tempel. Van die 5 wat hulle gekoop het, is 2 reeds afgekeur as nie goed genoeg vir die offer nie. Want daar mag geen blemish wees, daar mag geen gebrek wees aan daardie offerdier nie. En hulle klaar 2 probleme met 2 van daardie red heifers, wat ten duurste uit stoet heifers aangekoop was, het beklaar fout gevind met 2 van hulle. Wat sê hulle is nie goed genoeg vir die sacrifice nie. Wanneer gaan dit gebeur? Besef julle dat Passover in Jerusalem volgens die Joodse kalender het met sonsondergang die 12de April begin. En eindig die 20ste April. So enig oomblik in hierdie tyd kan hulle besluit hulle die perfekte een, hulle gaan hom sacrifice of gaan hom offer. En daardie oomblik as daai red heifer geoffer word, sê ek vir jou, is die laaste korreltjies van die sand besig om in plek te val vir die koms van die Here Jesus Christus. Dis nie ver nie. Genade tyd is besig om uit te hardloop. Welkom vanmôre. Die Nuwe Gemeente se Paasnaweekdienste vir 2025. Gisterand het ons in ons Bybelklas geen vergifnis sonder bloed behandel. En een van die gedeeltes wat uitgestaan het vir almal wat gisterand in die klas was dat met die Pasga instelling, met die Paaslam instelling 4000 jaar terug, was daar bloed aan die kusyne gesmeer. En daar was bloed aan die deurpos bo gesmeer en daar was bloed op die deurdrimpel. Wat letterlik profeties gaan spreek het van Jesus se hande wat aan die kruis sou vasgeslaan word, 'n doornkroon wat op sy hoof ingeslaan sou word en sy voete wat met spykers vasgeslaan sou word, die 4 punte waar die bloed aangewend was, wat daardie nag het gebring het dat die dood oor die huise gegaan het. Passover. Ek kry nêrens nie, ek probeer dit. Ek weet nie of julle kan onthou toe ons jonger was, ek sien dit so 'n bietjie sy impak verloor in die samelewing. Hierdie kiewes, hierdie blokkies wat jy so. Ek kon daai ding net nie. Ek het my maar ek het hom gedraai maar ek kry hom net nie. Ek kry so 3 kante reg maar dan die ander. En soos dit daai blokkie vir my was, kry ek net nie die woordjie Easter. Ek kry net nie daai woord Easter ingedruk
in Paasfees nie. Dit het vir my niks met Passover te doen nie. Dit het niks vir my te doen met die dood wat oor die huis gegaan het, deur die bloed wat as 'n versoening op die deurposte was, dat die dood daardie nag nie die eersgeborenes sou besoek nie. As ek terugkyk in die geskiedenis geleef, dan sien ek die eersgeborene van God self, wat die dood kom vat, wat my en jou betref. So in daardie lammetjie die nag die dood weggehou het van die eersgeborenes, van die aan wie se deurposte dit gesmeer was, en die getref het wat die bloed nie op hulle huis gehad het nie, kom daar 'n dag 2000 jaar terug wat God sê, my seun, my eersgeborene gaan sterf in duisternis. Van die bloed wat vir jou die wat se sonde afweer, wat vir jou die dood afweer, kom nou op my kind. En ek vat nie die eersgeborenes van hulle wat in Egipte gesterf het nie. Ek gee selfs my eersgeborene om te sterf. Onskuldig. Die eersgeborenes wat in Egipte gesterf het, was die goddelose wat van God niks wil weet nie, wat sy huise getref was. God kom en hy maak sy eie kind sonde. Hy sê ek sal hom tref, soos wat ek die eersgeborenes in Egipte getref het, asof hy die skuldige is. Vandag se boodskap, aangekla of vry. En dan Sondag 20 April, die graf is leeg. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Kom ons bid saam. Here, dit is vir my so moeilik om hierdie skrifgedeelte te lees wat ek net gelees het. Dat die heilige God wat my en elkeen wat vandag in hierdie gebou is geskaap het, dat die woord vloek 'n verwerping aan u gekoppel moes word. U wat die heilige is, u wat alles is, u wat die asem is, dat u 'n vervloekte moes genoem word. Sodat ons vandag in hierdie gebou kan sit en kan lewe. Dit gaan my verstand te bowe. Dit gaan my verstand te bowe. Here, ek dink eers as ek voor u eendag staan en u sê u sal vir ons dit wat vandag soos 'n stoel, soos 'n raaisel is, sal ons eendag van alles op dit aangesig verstaan en ons sal die vrae wat ons het vandag sal ons antwoord. Ek dink ek sal ooit antwoord kan kry, Here, hoekom sou u dit ooit vir ons kom doen? Dit gaan my verstand te bowe. Ons wat u elke dag so teleurstel. Dat u vir ons 'n dag aangebreek het, wat aanbreek het in die geskiedenis, waar u met u eie bloed ons kon vrykoop het. Amen. Aangekla of vry. Woensdag aand het ek 'n droom. En in die droom ry ek in my voertuig. En ek voel die Heilige Gees saam met my in die voertuig 'n gesprek met my. En ek kom by 'n verkeerslig. En 'n persoon vloek my. En dadelik is ek in my gees in die droom opstandig. En ek wil retaliate. En hy sê vir my, moenie. Ek wil hier met iets in hierdie scenario sien. Die oomblik toe daar die persoon jy gevloek het, was daar 'n docket oopgemaak in die regssale van die hemel. Waar hy gaan moet rekenskap gee van dit wat hy nou net gesê het. As jy terugvloek, word daar 'n docket oopgemaak. 'n regsaak oopgemaak teen jou, en jy sal moet gaan rekenskap gee van die woorde wat jy teruggesê het. Daarom het ek 'n opdrag gegee, seën hulle wat jy vervloek, sodat daar geen regsaak teen jou sal wees nie. Ek besef in daardie oomblik,
toe ek wakker word, vra ek die Heilige Gees, hierdie droom, want die Gees van die Here praat nie met my net in drome om my iets te wys nie, daar is altyd 'n doel agter die drome wat ek droom. Ek sê, wat is die doel van die droom? Wat wil u bereik met hierdie droom? As jy vir hierdie Vrydag oor hierdie droom se betekenis gaan praat. Voor God is ek en jy aangekla, nog nie skuldig nie. Maar daar was nog nie 'n regsbank nie. Enige persoon wat 'n misdaad gepleeg het, of dit diefstal is en of dit moord is, are not guilty until proven guilty. En eers wanneer die hamer geslaan het van die regter, is die vonnis van skuldig bevinding deurgevoer en word 'n vonnis aan die persoon. Daarom, wanneer Christus kom, sal eers opstaan hulle wat in Christus ontslaap het, en daarna sal ons wat in die lewe in Christus is, saam met hulle weggevoer word, om Jesus op die wolke te ontmoet, om saam met hom vir ewig te wees. Daar is daar nou geen veroordeling, geen regsaak, geen dossier, geen aanklag teen die wat in Christus is nie, want hy het die aanklag wat teen jou was, op hom geneem, en hy het in jou plek gesterf 2000 jaar terug. En die ander sal nie herleef, tot die 1000 jaar verby is, van sy vrederyk nie. Dis asof hulle in die aanhoudingsselle sal wees, tot op die dag wat hulle voor die regter moet verskyn. En daar sal gelees word die werke van hulle. En hulle sal geoordeel word volgens hulle werke. Op hierdie stadium nog niemand wat mens is veroordeel nie. Want die regter het nog nie op die regtersbank gaan sit om te oordeel nie. En daardie dag, wanneer die hamer slaan, sal alles wat voor God skuldig bevind word, wat nie deur die bloed van Jesus Christus vrygekoop is, sal die vonnis moet ontvang van die aanklag wat teen hulle is. En nou sal jy vir my sê, maar pastoor, ek het nog nooit iemand doodgemaak nie, en net moord is mos strafbaar met die dood. Selfs al het jy uitveer gesteel, al het jy net 10 sent gesteel, of jy moord gepleeg het. Ek wil af jou oopbreek, hoekom die uitveer net so strafbaar is soos die moord. Aangeklaar of vry. Kolossense 2 vers 13 tot 15. En julle wat dood was deur die misdaad en onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vryhandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jy sien, alles wat die mens in sy gevalle toestand na die sondeval bedink, en later nadat die gedagte tot, ek wil amper sê, tot 'n daad oorgaan. Elke aksie het mos 'n reaksie. En wanneer daardie daad gepleeg word, wat saam met die gedagte gebore word, sê Jakobus 1 vir ons. Ek deel dit met iemand in die week. Hoe lyk die vrug waarvan jy van geëet het? En die ou klassieke antwoord, dis 'n rooi appel. Word vir my gesê. Baie mense sê dis moet seker 'n rooi appel of iets wees. Ek sê nee, die Bybel sê vir jou presies hoe lyk die vrug waarvan Adam en Eva geëet het. Hier weer die Bybel sê vir ons hoe lyk daai vrug. Jy hoef nie te wonder nie. Jakobus 1 van vers 13 sê die volgende woorde. Hy sê, laat niemand
sê hy word deur God versoek nie, want God self kan niemand versoek nie. En so word niemand deur God versoek nie. Maar die mens word verlok en verlei deur sy eie begeerlikhede. Wanneer hierdie begeertes wat in jou gedagtes is tot 'n volbringing kom, dan baar dit die sonde, en wanneer die sonde tot sy vol, bring jy die dood voort. Moenie dwaal nie, broeders, want elke goeie gif, wat die woordjie gawe is, daal van God af uit die hemel uit neer. Met ander woorde, die oomblik toe Eva hierdie vrug sien, hierdie boom sien, het niks gegaan oor die vrug nie, dit gaan oor opdrag, moenie daarvan eet nie. Want as jy daarvan eet, gaan jy sterwe. En die vyand kom en sê, as jy van dit eet, gaan jy soos God wees. Die begeerte van die mens, om nie tevrede te wees, om net in sy beeld geskape te word, en met hom in 'n wandeling te wees, elke aand, en die aand bytjie met hom gesprekke te voer, hy wil nou God wees. Ek is nie tevrede om net sy skepping te wees, ek wil God wees. Die vyand het daai selfde begeerte in die hemel uitgeleef, toe hy homself bo kan die goeie berg opverhef het, en homself bo kan God probeer stel het, deur God te wees in die hemel, en daaroor was hy in die hemel uitgegooi, kom hy met daai selfde leer na Eva toe, en hy sê vir haar, dat as jy van hierdie vrug eet, sal jy soos God. Die begeerte om soos God te wees, was die vrug wat sy geëet het, en daarom het dit sonde gebring, en die sonde het die dood gebring. Maar Jesus sê, hierdie sonde wat binne jou is, hierdie verkeerde gedagtes, die verkeerde begeertes, het ek op my geneem. Dit was nie spykers wat Jesus aan die kruis uit vasgeslaan het nie. Dit was nie die spykers nie. Romeine 7 vers 7. Wat sou ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het as die wet het nie gesê, jy mag nie begeer nie. Hoe sou ek weet wat is sonde? As daar nie wet was. Hoe sou ek weet, is verkeerd om oor 'n rooi robot te jaag, as daar nie wet geskryf was, jy mag nie oor 'n rooi robot ry nie. Ons sê altyd in die werksplek, hulle gebruik dit as 'n skypkout. As jy iets doen wat erg is, die eerste ding waarna toe hulle gaan om te kyk om jou los te kry, is daar 'n geskrewe prosedure. Dis nou 'n written procedure. So ek het nie geweet hoe ek dit moet doen nie. Alhoewel jy al 20 jaar op my ding werk, dis nou 'n written procedure. Daar's geen geskrewe wet wat sê hoe ek dit moet doen nie. So die mense homself kom verontskuldig het gesê, maar ek het nie geweet dit is verkeerd nie. As daar nie 'n wet was, wat vir my gewys het wat is verkeerd en wat is reg nie. En dis hoekom God se woord vir ons duidelik sê, wat is reg en wat is verkeerd. En die mens verwerp vandag God se woord, omdat die mens sy eie wil lewe, sy eie begeertes wil lewe. En dan wanneer die ramp tref, dan vra hulle, waar was God? God versoek niemand nie, maar ons word verlok en verlei deur ons eie begeerlikhede. Inteendeel, hier wat dit Jesus vir ons kom doen, God vir ons kom doen, hy het dit op hom kom laat vasnaal. Alles wat vir my en jou tot verdoemenis moes wees, wat die wet sê, ek en jy is geregtig om die dood te ontvang, het hy kom neem en hy het gesê, maak my Here dood, maar laat die wat in my glo lewe. En nou die vyand nie eens vanoggend 'n aanklag staat teen jou nie. As 'n gedeelte waar hy kom en hy kla vir Gideon aan, vir Joshua aan. Hy sê vir God, kyk hoe lyk Joshua se lewe. Hy het 'n gevlekte kleed, man, hy's vuil. En hier staan Joshua in die hemelhowe. En die vyand kla hom aan oor sy swakheid, oor sy menslikheid, oor die onvermoë om volmaak te wees. Ek en jy staan vanmôre soos Joshua, ons is onvolmaak, ons het net nie die vermoë om perfek te wees. Ons het dit nie. Ons het dit nie. Sonder Jesus aan die kruis, sê ek nou vir jou, het ons geen aanspraak gehad om vir ewig te lewe. Ons moes sterf, ons moes in die hel gewerk word. En hier kom die vyand en hy kla vir Joshua aan. En weet jy wat sê God? Ek is God, ek besluit wie word aangekla, wie word nie aangekla. Trek vir my skoon kleed aan.
God het vanmôre in sy bloed, wanneer die vyand kom om jou hele lewe en al jou foute wat jy ooit gemaak het, voor God te kom stel en te kan sê omdat Ricardo dit gedoen het, mag hy nie lewe nie, hy moet sterf, hy het gesondig. Dan sê Jesus, my bloed, Amen. het vir Ricardo die prys betaal. Want hy het my bloed geëer, en hy het tot bekering gekom, en hy het 'n begeerte in sy hart gehad om nie weer te sondig nie. Hy het nie voortgegaan om moedswillig in sonde te bly nie. Daar het 'n begeerte in hom geboorte gekry, maar die prys wat ek betaal het, in sy hart, as 'n vuur van lewe, herlewing, wedergeboorte aan die brand kom steek het. En daarom kan ek en jy vanmôre weet, dit maak nie saak hoe swak ons is nie. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloos nie, want die sonde is wetteloosheid. Aangekla vry. Galasiërs 5 vers 19. Aangekla vry. Nou ek net vir jou gesê het, dit was nie die spykers wat Jesus aan die kruis vasgeslaan het. Niks, geen spykers kan die skepper God van hemel en aarde aan 'n kruis vashou. Niks. Die woord sê, hy kon 'n legioen engele bevel gegee het om kon hom van die kruis af bevry het. Ek vat dit verder, ek kon 'n woord gespreek en die spykers self uitgetrek het. Hy het nie engele nodig gehad, hy's God. Amen. Dit is waar. Wie wat het Jesus aan die kruis vasgeslaan? Daar's 'n boksie spykers wat ek en jy elke dag gebruik om Jesus mee vas te slaan. Maar die woord sê, as ek tot bekering gekom het en bly opsetlik sonde, kruisig ek Christus van voor af weer. Amen. Dit is waar. En hier is die spykers wat hom aan die kruis vasgeslaan het. Galasiërs 5 vers 19 tot. En die werke van die vlees geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis. Twis is een van die spykers wat Jesus aan die kruis vasgeslaan het. Want hy het ons sonde op hom geneem en dis wat hom aan die kruis laat vaslaan het. Jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery om jouself te oorheet en dergelike dinge waarvan ek vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal erf nie. Ongelooflik. En daar is nog 'n boksie spykers wat om die kruis vasgeslaan het. Romeine 1, gaan lees Romeine 1. Waar hy duidelik sê, dat alhoewel hulle God goed ken, dat hulle God nie in gedagte gehou het nie. En die man het en die man in welles ontbrand. En die natuurlike verkeer met die vrou verlaat. En net so die vrou so die natuurlike verkeer met die man verlaat en teenoor mekaar in welles ontbrand. En daarom sal hulle nie nodig vergelding ontvang van hulle misdade. Die woord sê dit. En dan gaan hy verder in Romeine 1 en hy sê die werke van ongeregtigheid. En dan noem hy die werke van ongeregtigheid, en hy praat selfs van as jy met jou ouers ongehoorsaam is, as jy vermantig is met jou ouers, jy disrespek jou, is dit deel van ongeregtigheid. En daarom sê Jesus, in daardie dag wanneer hy kom, sal baie sê, Here, maar in U naam het ons duiwels uitgedryf, in U naam het ons hand op die sieke geleer en gesond geword, in U naam het ons groot werke gedoen. Hy sal sê, gaan weg van my, jou werke van ongeregtigheid. As jy wil weet wat daai werke van ongeregtigheid is, gaan lees Romeine 1. Amen. Want hy sê dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, in vers 31, maar self nie doen nie, maar dit ook goedkeur, die dood verdien. Romeine 3 vers 23 tot 24, maar almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat daarin Christus is. Ek en jy moet vanmôre een ding baie mooi verstaan uit hierdie boodskap uit. As daar een ding is wat jy saam met jou vat, wil ek hê met dit wat ek nou gaan sê saam met jou vat. Of vergeet jy alles van hierdie boodskap. Wil jy moet nou attent lê op wat ek nou gaan sê. Geen mens word op grond van hulle werke gered. Dis waar. Geen mens. Nie eers wanneer ek in die sendingveld ingaan en 10.000 mense na Jesus toe bring, word ek deur daai werke gered nie. Selfs as ek in die sendingveld ingaan of ek gaan waar ook al in en ek staan vir die evangelie van Jesus Christus en ek word doodgemaak vir dit wat ek sê. Nie eers dit red my nie.
Daar is net een prys wat my en jou vanmôre red. Dis die bloed van Jesus Christus aan die kruis uit van Golgotha. Amen. Halleluja. Wat is dan hierdie werke wat ek dan doen uit liefde vir God? Dit spreek van my geloof. Ek word nie deur die werke gered nie, maar my werke spreek van my geloof. Wanneer ek bereid is om vir Jesus te sterf, soos wat God bereid was om vir my aan die kruis te sterf, sê ek vir Jesus, I'm willing to pay the ultimate price of love towards your love for me. Ek doen dit nie om vir Jesus te sê, omdat ek dit gedoen het, is ek geregverdig om eendag hemel toe te gaan. Nee, dis 'n liefdesverhouding. He loved me so much that he died for me on the cross. I love him so much that I'm willing to die for him. Not to use it as an excuse to go to heaven, but to prove my love that I have for him. My liefde wat ek vir God het is so intens, dat ek bereid is om te sterf soos hy vir my gesterf het. Nee, moenie al my sê, moenie hier sê. Sê liewer eindig van wat ek nou gaan sê. Almal van ons sê yes, almal van ons voel in ons hart, ja, wat sal dit doen? Jy lieg man. Jy sê, jy is bereid om jou werklik op hulle van Jesus te praat, en jy is bang vir die vervolging. Jy is bang vir wat hulle van jou gaan sê. Ek praat nie van ons werk toe gaan, en vir mense gaan preek nie, jy is daar en jy word betaal met werk te doen. Ek praat van jou lewe, wat openlik spreek van wie jy dien. Openlik, I'm a child of Christ. Wat opstaan, van die goddeloosheid op die voordeur. Ek weet nou van 'n seun van my, geestelike seun van my, wat nou deur 'n geweldige tyd gaan in sy lewe by sy werksplek. Hoekom? Toe hy daar begin werk by die plek wat hy werk. En hulle het ook 'n bid hier, toe dink ek, wow, hou 'n bid hier. En toe is hulle besig om die Satan te aanbid. En toe sê hy, sorry, ek sal nie saam met julle wees nie. En hierdie beelde wat julle so in die gang sit, sal ek nie verder, hierdie goed sal ek omgooi. En dan sê vir hom, we will get rid of you. En omdat die wet jou beskerm, jy kan nie net afgedank word, sit hulle soveel druk op hom, dat hy self moet loop. Maar hy staan vir Jesus, onbeskaamd in sy werksplek. Enigste persoon. Wie jy ergens het as jy in die werksplek instap, en jy word getarget omdat jy Jesus dien. Nie omdat jy preek by die werk nie, maar omdat jy staan vir Jesus. Hy het vir my gestaan, hy het vir jou gestaan. Is ons bereid om vir hom te staan. 1 Petrus 2 vers 4. Wat self ons sonde in sy liggaam op die kruis het gedra, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak, 'n advokaat by die Vader Jesus Christus, die regverdige. Die 53 vertaling praat van 'n voorspraak, al die Afrikaanse vertalings praat van 'n voorspraak, 'n middelaar, maar die oorspronklike vertaling, wat die King James die beste vat, die oorspronklike Griek sê die volgende: My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Jy het 'n advokaat in hierdie saak. Jy het 'n advokaat. Wie wanneer drie advokate? Kan ek jou vanmôre vertel, wie wanneer kan jy advokate hof toe vat? Nie as jy voor die magistraat staan. Nie as jy met 'n klein saakie, dan kry jy prokureur. Maar wanneer jy Hooggeregshof toe gaan, die hoogste hof, dan kry jy advokaat. Want dan kan 'n prokureur nie meer vir die saak doen. Dan word dit 'n advokaatsaak. En wanneer Jesus sê, I'm your advocate, sê hy vir jou, I didn't pay a small price. Die klein dingetjies gee ek vir jou om te oorwin. Want jy is my kind. In my naam het jy authority om op die slang en die skorpioene te trap. In my naam het jy authority om vir die sieke te bid en hulle moet gesond word. In my naam het jy authority om oor die werke van die vyand te heers. But one day when the devil will come with his accusations, met sy aanklagte, dan stop jy advokate. Daar kom 'n dag
dat die vyand jou en my aankla voor God, om jou siel te claim vir 'n ewige verdoemenis, en dan stap die advokaat in, en sy naam is Jesus gered, en al wat die advokaat doen, wat doen die advokaat? He doesn't reason with the devil. Hy staan nie soos in 'n gewone regsaak waar een advokaat teen 'n ander advokaat staan stry nie. He doesn't reason with the devil. Hy stap net in en hy maak so. Case closed. Because the devil knows that no prince in his hand paid the price. And he has no case. As Jesus jou vrygekoop het, jou sonde was in hom vasgeslaan aan daardie kruis uit van Golgotha. En jy het waaragtig berou oor jou sonde. Jy het werklike verlang om sy kind te wees, en jy het werklike verlang om heilig te lewe in alles wat jy doen, om hom te behaag. The devil will come one day, and he will try to accuse you. Hy sal probeer om aan te kla. En al wat die advokaat doen. And the devil has no case. Toe Adam en Eva dit te vol gebring het, toe die Here by hom kom, en hy praat met die slang, toe die slang nie voet om op te staan. Die stil is en hy voet te staan op. Hy has no case. Hy is 2000 jaar terug van al sy authority gestroop. Hy is in die openbaring tentoongestel. He is a loser. But not because we have the authority to call him a loser, but because he was called and proclaimed to be an eternal loser by the blood of Jesus on the cross of Calvary. Omdat Jesus hom 'n verloorder verklaar het. Weet jy hoe diep is die verloor klag van Christus teen die vyand? God wat buite tyd beweeg, wat in en uit tyd beweeg. Soos iemand eendag vir Kevin Albert vra, you believe in God, when did God begin? He said, you don't understand God, that's why you ask me a stupid question like that. Before time, God was. In the beginning, Genesis 1, toe begin tyd. Toe God die aarde geskaap het en die sterre in die hemel, toe hy tyd begin skaap het, toe begin die tyd waarin ek en jy leef. But before time God was. En daarom kan tyd my en jou God nie vashou nie. En as hy die ewigste God wat kan sê wat in die toekoms gaan gebeur, because he already was there. Hy was al reeds daar. God wag nie vir die uur in die horlosie om af te loop om te wees by sy wederkoms nie. Hy is reeds daar. Daarom kom hy skryf in sy woord dat na 1000 jaar gaan daar 'n regterstoel wees. Hy sê vir presies wat gaan gebeur voor die regterstoel, dat die vyand dan hy vrygelaat word, die Gog en die Magog gaan bymekaar maak om teen God en sy heiliges, en dan sal vuur van die hemel af uitgaan. It is written because God knows it happened, because he's outside of time, he knows it. En daarom sê God in sy woord, sal die vyand, die Satan en sy demoon, die valse profeet en die antichrist in die poel van vuur gewerk word, waar hy vir ewig gepynig sal word. Vyand, wat jou vandag om mislei, om Jesus nie aan te neem nie, knows, hy weet. Dis geskryf. Hy kom na Jesus Christus toe, hy sê, daar staan geskryf. Dat hy sal sy engele bevel gee om gaan die jou, dat jy voet nie in die klip sal staan nie. En die Here Jesus sê, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie beproef nie. Daar staan geskryf. God goes back to what is written. So if this devil tries to convince you that he's going to control the whole world, as die vyand nie probeer oortuig dat hy is in bewind, kyk hoe lyk die wêreld, hy gaan dit, it's written, you're going to go to what's a lake of fire. Amen. Vyand, jy is jou leenaar. Die uurglasie hardloop leeg vir jou en al jou lewens, en jy gaan in 'n bodemlose put vir 1000 jaar moet wees, sonder autoriteit. En as jy daar uitkom,
gaan die proef van vuur toe. Wat is my hartseer? Ek sê in hierdie dag daar. Dat die mens swaar gaan word gedryf, verblind deur die vyand. Dat ek sien hierdie week op Facebook, sien ek iemand het 'n foto geplaas het. I am so proud I'm going to hell one day. I'm so proud. My liewe mens, ek was nie kwaad vir die persoon te dit lees nie. Ek het gesê, liewe mens, besef jy wat is die hel? Besef jy, the hell is not a place of ruling. It's a place of torturing, torment. It's a plek van waar jy getorment word. En die Heer met jou bid, en jy sal die mens jou saam in die poel van vuur gegooi word. Vir ewig van God verwyder. Hierdie gaan op YouTube uit. Daar's baie mense wat offens gaan hê dit het vanmôre sê, it doesn't matter. It's not Simon's word. It's written. Amen. Hallelujah. Ek challenge nie vanmôre iemand op YouTube nie, ek challenge niemand nie. Dit is deur God geskryf. Amen. Dis hoe dit gaan gebeur. Amen. Hallelujah. It's written. Jy stry nie vanmôre teen 'n mens nie. Jy is vanmôre verby alles besig om met God self argumente te voer wat geen gewig dra nie, because it's written. En weet wat is die mooi wat ek vanmôre wil aan vashou wat is geskryf. Wanneer jy hierdie dinge sien, weet jy dis nou. Don't lose courage. Moenie nou moedeloos word wanneer jy al hierdie dinge in die wêreld sien. Wat is geskrywe, wanneer ons hierdie dinge sien, is dit naby. Jesus kom. En hy kom sy bruid haal. Soos al as hierdie dinge sien wat is so moeilik maak, die onregverdigheid wat so reën op die kind van God, wat so reën op hierdie wêreld, wat alles verwoes en alles uitdelg, asof hulle unstoppable is. Daar's net die uurglas en die finish. Want is geskrywe dat God homself oorvoer teen die ongeregtigheid en die goddeloosheid. Nie ek en jy gaan teen hierdie wêreld met beveg nie, God self kom weg. En in 'n oogwink, soos wat 'n weerligstraal sal van die ooste na die weste, sal die koms van die seun van die mens wees, Jesus Christus. Besef jy dat jy gaan nie Jesus sien kom op die wolk nie. Nie jy is 'n kind van God is nie. Dis waar. You're just going to be there. Graf het ook gegaan, dit het almal wat in die lewe oor is kom. In 'n oogwink. En die graf toe ook gegaan. En die wat in die lewe oor is saam met ons staan op die wolk, Jesus by Jesus. You're not going to see these the angels coming in Christ. Wanneer dit gebeur, staan jy klaar. In 'n oogwink. In 'n blink of an eye, it will happen. Die wêreld, die woord sê elke oog sal dit sien. Wie jou gaan dit sien? Iets het nou net gebeur. Iets het nou net gebeur. It was too fast to see it. Iets het nou net gebeur. Die volgende gaan 'n bus binne 'n paal vas sonder bestuurder. Kom ek sê vir jou met al hierdie terrorisme wat aangaan in die wêreld nê, en hoe bulletproof en bomproof daai deur is na die vlieënier se kajuit toe. Moet jy bid dat die vlieënier nie 'n gelowige is nie. Dit is waar vir die goddelose nou die meeste moet bid dat die vlieënier op sy vlug nie gelowig moet wees. Want jy nog 'n bom, dan is vlieënier. Jy kan nie met 'n bom nie, jy kan met niks daai deur ook kry by vliegtuig te beheer nie. You're going down. Jy gil en jy skree, want daar's 'n paar sitplekke hier om jy wat ook leeg is. En jy het dit gesien gebeur, en jy weet wat nou net gebeur het. Elke oog sal dit sien, en elke tong sal bely, something happened. Maar wie is my die mees hartseerste van die wegraap? Wie is my die meeste hartseer?
as jy weet dat Jesus vir jou in die kruis gesterf het, maar jou lewe was nie reg nie. Jy was lou warm, jy was een van die dwaase maagde, maar hier olie opgetop gehou het nie. Nog so 'n bietjie Sondag in die kerk, so 'n bietjie met God besig op die Sondag. My hart vir die Here gegee is deur die doopwater. I've accepted Christ offer for me on the cross of Calvary. Maar op Woensdag aand, chiki mama, gaan ons. Maar op Sondag, Here, vergeef my dat ek so swak was in die week. Wees my genadig, Here. Halleluja, ons sing saam. Die oomblik is Jesus se komspas. En so 'n persoon moet agterbly. En hy moet weet uit God se woord uit die wegraad op iets op pas plaasgevind. En I've been left behind. Weet is geskryf dat daar kom nou 'n tyd oor hierdie aarde wat geen mens nog ooit beleef het nie. Daar kom 'n tyd van pyniging. Daar kom nou wat 'n derde van die water in hierdie wêreld gaan bitter als word. 'n Derde van die bosse en bome en gras en alles gaan afbrand. Sweer is nog nooit nie. Perde met skorpioenangels gaan die mens kom pynig. Ek dink daar gaan die grootste herlewing uitbreek waar nog ooit op hierdie aarde was. Na die wegraad. Want hulle wat weet dat Jesus werklik is, gaan nou sê, I'm willing to die for you. En daarom sê Johannes, en ek het 'n groot menigte voor die altaar van God gesien wat mense nie eens kon tel nie. En ek vra vir engel, wie is hierdie? Hy sê, dit is hulle wat uit al die nasies, stamme, volke en tale deur die groot verdrukking gegaan het en wat onthoof was vir hulle geloof. Hoe groot herlewing is dit, dat jy kan nie eens tel nie. Wat jy lyk. Om deel te wees van die bruiloft. Too late to be part of Christ's reign on earth for 1,000 years because you will be in the grave. And then at the end of the 1,000 years your name will be in the book of life because you've died for him. But you will not be part of the wedding. You will not be part of the 1,000-year reign. You will inherit the eternal life on the new earth. But because you were not ready, you will miss so much of God's glory in die bruiloft en in hom. Al wat jy moet doen is hou vas. Wees nou meer ernstig as ooit. Want die tyd hardloop uit en Jesus kom. Dalk is hierdie ons laaste Paasfees. Want as ek sien die tempo waar teen hierdie wêreld nou gaan, as hulle daai redheffer nou slag, en 'n profetiese aksie begin plaasvind van die nuwe tempel wat herbou word, sodat die anti-kris daar gaan insit na die wegraping, en homself as God kan verklaar, dan wil ek nou vir jou sê, gaan ons 'n volgende Paasfees sien. Dis 'n vraag, want ek nie vanmôre aan 'n billboard wil sit en 'n datum koppel wanneer Jesus kom nie, want God se woord sê, net die Vader, nie die Seun, nie die Engel, net Vader alleen weet wat dit gaan gebeur. Maar ons moet reg wees. En Sondag, ek het die unieke boodskap wat ek aan jou wil oordra. Die graf is leeg. Die graf is leeg. Kom ons sluit eens oop. Vader, vanmôre is my menswees, my geesmens, so bewus van tyd, so bewus van omstandighede en die oomblik waarin ons leef. Dit is die mooiste en die wonderlikste oomblik in die menslike geskiedenis wanneer jy nog op aarde in die lewe oor is, wanneer Jesus kom en jy sien in die oog van hoe alles gebeur. Maar is ook die gevaarlikste tyd, Here, want dis wanneer die vyand weet sy tyd is uit en hy is nou besig om sy volle gewig te gooi om ons mismoedig te probeer maak. Want hy weet hy word 'n kort tydjie gegee om sy goddelose tirannie uit te leef op hierdie aarde asof daar geen keer daarom is nie. Maar die horlosie is besig om te tik. Die uurglas is sandkorrels is besig om uit te hardloop en dan weer die vyand wat is geskryf, is sy tyd vir my.
help ons dit vanmôre in die Here Jesus. Help elke kind van U, Papa Vader, wat reg oor die wêreld deur die openbaarmaking van die Heilige Gees gewederbaar is in Christus, weergebore is, om vas te hou, om nie nou te gly en dit nou te mis, terwyl ons so naby aan die einde is.